Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier op nog 'n episode van Skoolkompas hier op The Go To Guy se Facebookblad as ook in die ateljee van The Go To Guy. Vandag saam met my het ons 'n interessante dame met die naam van Nonna Nana Kutsie. Is nie Nonna Appel is dieselfde. Nana, ek hoor jou. Is amper dieselfde. Maar baie welkom. Dankie. Jy gaan 'n bietjie vandag met ons jou storie deel. En dan gaan jy 'n bietjie met ons matrikulante gesels. Okay. Kom ons begin gou. Waar kom jy vandaan? Waar kom ek vandaan? Klein dorpie Ventersdorp. Welke dorpies? So ja, ek was 'n plaasmeisie, ek het daar groot geword. My pa het so 2 jaar terug die plaas verkoop, so ek's 'n tipiese plaasmeisie. Skool gegaan op Potch, gestudeer op Potch, gewerk op Potch, gebly op Potch, nog steeds in Potch. Soos jy Potchefstroom. So ja, ek het nie veel verder as hierdie gegaan nie. So ja, ek is maar nog steeds in die omgewing nog al die jare. Okay, wat jy geswat? Wel nie klaar geswat nie, maar ek het geswat. Opgeskop? BCom bedryfskunde en arbeidsverhoudinge. So. Ja. Okay, wat het toe daarna gebeur? Sjoe, baie keuses, baie foute, baie besluite. Maar nee, ek het begin werk by Trompie, Kitsgras. Lekker op die gras. As 'n Mooi. tenderdame. Ja, en daarvan af het ek my werksloopbaan aangepak. Toe van Trompie af, toe gaan ek staal weer. So ek was by 'n paar besighede gewees waar ek vandag in die versekeringsbedryf opgeëindig het. Dis nou waar jy vandag Dis nou waar ek jou vandag, brood en botter verdien. Ja, dis nou waar ek floreer op hierdie stadium, sal ek sê. Geniet elke oomblik, geniet om met mense te werk. Geniet om mense te help om in 'n beter situasie te wees as wat hulle van tevore was. So ek dink is maar basies soos motivering ook wat ek vir jou nou gesê het. Is half en half dieselfde rigting en dieselfde rigting. Ja. Maar deeltyds het jy toe nou begin met die motiveringssprekers kant. Ja. Vir 'n rede. Ja. Kan jy vir ons dalk daai rede vertel? Ja, is reg. So 'n paar jaar terug was ek aangeval deur 6 nie blanke mense. In Bailey Park. Ek glo en vertrou almal sal nog steeds die berigte van Harold onthou, die meisie met die geen emosie op die Harold voorblad. Dit was ek gewees, Geen emosie. So toe het ek eendag iemand se selfverdedigingskursus klasse gaan bywoon en hy vra toe vir my voor die tyd hoor hierso, sal jy asseblief met jou storie deel? En ek staan nou ek sê sorry, maar ek het niks voorberei nie. Hy sê nee, hy wil net graag hê, dit is 'n klomp vrouens. Hy wil graag hê ek moet net my storie deel. Ja, en ek staan daar so en ek beloof jou my tande klap op mekaar soos wat ek bewe. Ek dink ek nee, ek gaan nou my storie deel. En ek deel my storie maar kortliks. Ek gaan nie eers in detail in nie. En ja, ek staan daar voor die vrouens en ek sê vir hulle presies wat met my gebeur. Is die feit dat ek aangeval was deur nie 6 blanke mans. Ek moes geveg het vir my lewe en my kerel se lewe van daai tyd. Ag en ja, dit was 'n groot gevegtery. Hulle was definitief daar, voel ek vandag om my dood te maak en my groot skade aan te doen. So hulle het groot skade gemaak. Hulle het my 3 skedelkrake gegee, 3 gekraakte ribbes aan die een kant, 4 aan die ander kant. Ja, my hele gesig hierso is gerekonstruktureer waar plate in dit opgebou is. Ja, ek het redelik trauma gehad na die tyd. So en ek het self donker tye in my lewe ook ervaar na die aanval. En die dag toe ek daar voor die vrouens staan en my storie deel, toe besef ek jy's maar daar's eintlik krag en sterkte om jou rouheid vir ander vrouens te gaan wys, ander dames te gaan wys. En om te besef dat jy is nie alleen in jou battles nie. Daar's vrouens wat ook battles het en battles het elke dag en battles moet fight elke dag. En wanneer vrouens regtig waar bymekaar kom in so groep en so safe haven, kan ek sê, om mekaar se roue te deel en regtig waar te kan oopmaak, dan besef jy maar ons is eintlik sterk. En ons is eintlik uniek en ons is eintlik regtig waar meer kragtig as wat ons dink wanneer ons besef dis okay om nie okay te wees nie. En wanneer daar 'n geleentheid en 'n omgewing geskep word vir vrouens om saam te kan deel, saam te kan share in hulle seer en hulle pyn en maar so ook te kan weet hoor hierso daar is 'n communion wat kan saam groei, jy saam kan bystaan en saam kan help. En dit het ek gesien is nogals redelik kosbaar wanneer jy jou rouheid deel en om oop te wees om dit te kan doen.
ja, beïnvloed jy ander vrouens se lewe op 'n baie dieper en groter manier as wat ek ooit gedink het moontlik kan wees. Jessie, maar ek moet gou jou net interrupt daar. Is dit moeilik vir 'n vrou nou as sulks om te praat oor haar seer? Kyk, ja. Ons as vrouens is geneig om maskers te dra. So ons het almal maskers. Maak nie saak hoe jou masker lyk nie, ek glo en vertrou ons elkeen het masker en ons skuil agter daai masker. En baie van ons as vrouens het soveel seer en soveel, ek sê altyd, ek was op 'n stadium in my lewe gewees waar ek geskree het vir hulp, maar dit gevoel asof niemand my hoor nie. Dis hoe ek daai masker sien. Is soos jy skree eintlik so vir hulp van binne af, maar jy wil graag tog nie hê iemand moet jou rouheid en jou seer en jou pyn sien nie, want jy is so bekommerd oor wat gaan ander van jou sê, wat gaan ander van jou dink. Waar gaan hulle jou klassifiseer? Dat jy so bang is om eintlik oop te maak en eintlik te kan deel. Maar ons vergeet baie keer die effek en die impak wat ons in mekaar se lewens en in ander se lewens kan hê wanneer ons daai humbleness inneem om te sê hoor hierso maar hierdie het met my gebeur en dis wat ek ervaar het en dis waardeur ek gegaan het en dit motiveer weer ander vrouens om te kan oopmaak, om te kan deel, om te kan besef, maar hoorie, dis okay om jou masker af te haal. Dis okay om jou unieke reuk en geur en pyn en seer te kan deel op jou manier. En jy beïnvloed ander mense se lewens sonder dat jy enigstens altyd besef hoe diep jy dit aanraak. Ja. Ek het maar nou het jy nou gepraat net van dames. Maar sal dit help ook vir mans en seuns omdat jy's macho, jy presies jy wil nie weet wat ander mense van jou dink nie, maar tog is mans ook mens. Dink jy dit is kan mense in dieselfde rigting gaan so met mans? Ja, so ek en my man het nogals redelik die gesprek en ons het nogals redelik die geleenthede gehad om baie keer te kan deel en my man sal ook vir jou sê dat hulle is in 'n era groot geword waar en ek glo en vertrou jy ook van mans huil nie. Ja. Mans toon nie emosies nie. Kappers don't cry. Jy stof af, jy skud af, jy staan op en jy gaan aan. En ek dink eerlikwaar daar's 'n baie groter en 'n mooier ding in 'n man as wanneer hy emosies toon en actually kan leer om sy emosies op 'n gesonde manier te toon. En nie te sien te word dat jy 'n pissie is of jy is swak of jy verstaan al die tipe goed wat mense kan kwytraak nie. Maar wel werklik waar die omgewing kan hê om te kan sê hoorie sommer ek ervaar hierdie emosie en op 'n gesonde manier te kan leer hoe om te deel met daai emosies. Nie uit frustrasies of uit woede of uitkom ek gaan slaan 'n bokssak of wat ook al nie, maar werklik waar te kan deel want dit is moeilik. Nie alle mans verstaan altyd ons vrouens se emosies nie. Ja. My man sukkel soms ook. Maar hy is bereid om te leer en hy is bereid om te groei en hy is bereid om te verstaan maar hoorie so hy is nie geleer as 'n man om met sy emosies op 'n gesonde manier te deel nie. En ek dink dit is regtig 'n goeie ding vir jong mans, matrikulante wat in hulle nuwe lewensjaar ingaan en in hulle nuwe seisoen van lewe ingaan is om actually te besef maar hoorie sommer is okay om met my emosies te deel. Dis okay om uit te figure wat se emosies is hierdie en okay om te leer hoe kan ek hierdie emosies op 'n gesonde manier hanteer. Ek dink hier is nie net vir hulle self nie, maar ek dink is vir hulle huwelik en vir hulle lewensmaats ook 'n gesonde ding in die toekoms. Ek wil nou net gou 'n bietjie teruggaan na jou aanval. Toe jy nou eventually tot jou sinne kom as mens dit nou kan sê. Hoe het jy as mens gevoel? Na jou vorige donker tye ook en toe gebeur dit nou hierdie. Ek is eerlik met jou, dis 'n klomp dis 'n rollercoaster van emosies gewees. Daar's oomblikke wat ek vuil gevoel het, daar's oomblikke wat ek soos 'n mislukking gevoel het, daar's oomblikke soos wat ek soos 'n invalide gevoel het. Daar's oomblikke wat ek letterlik niks werd gevoel het nie. En dan is daar oomblikke wat ek weer gevoel het, jy's nee, ek own hierdie en ek gaan dit kan maak werk en ek is sterk en ek het hierdie en ja, dit was 'n variasie van oomblikke gewees en om al daai emosies te kon hanteer, deur dit te werk, met dit te kan deel, was ook 'n seisoen op sy eie gewees. So moes jy ook sielkundiges gaan sien het en 'n bietjie gaan chat het. Sielkundiges, psigiaters, beraders, jy noem vir hulle, ek het vir hulle gaan sien. Ja. Okay, maar my volgende vraagie is nou, is jy nou reg as dit die regte vraag is? Menende
al jou varkies is nou weer op hok en sulke goedjies. Ja, nee, alles is daarom nou uitgesorteer. Ek moet ook sê, daar's baie keer, as dit bietjie crowded raak, veral in die mall, en daar's 'n klomp nie blanke groep mense, dan raak ek bietjie senuweeagtig en paniekerig, en dan kry ek net weer my zen, sal ek sê. Die en dan, zen. Ja, dan raak ek net weer rustig, en dan is ek soos, okay, raak rustig, dis nie so erg nie, ons kan aangaan. So, ja, maar meeste van die tyd is ek fyn. En kyk, dit jy nou gesê, die rollercoaster. Ja, Die vraag het seker baie opgekom, hoekom ek? ja, definitief. Hoe verduidelik mens dit, as jy, hoekom ek? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom gebeur die donker verlede? Hoekom hier dit my net? Kyk, ek glo en vertrou, elkeen van ons het seisoene. En ek glo en vertrou, ons almal het draaipunte in ons lewe. En om eerlikwaar vir jou te sê, iemand het my nou eendag gevra, ek dink dit was 'n kliënt gewees, en hulle vra vir my, sal jy ooit weer deurgaan waardeur jy was met jou aanval om jou te bring waar jy vandag is? En my antwoord was 100% ja gewees. Ja, en ek dog my kliënt Oh, val my van haar word. stoel af. Ja, En ek sê vir haar, of vir hom altans, ek sê, maar kom ek verduidelik, hoekom sê ek ja? So voor die tyd het ek het in 'n geestelike huis groot geword, ek het in 'n Christelike huis groot geword, ek het nooit 'n verhouding met die Here gehad nie. okay. So ek het hom geken as dit sleg gegaan het, en ek het hom op die sidekant gesit, Spaarwiel. en gesê, hoorie, so dit gaan nou goed, ek het jou nie nodig nie, ek het hierdie. En daai was my grootste draaipunt in my lewe gewees. Dis waar ek intiem verhouding begin bou het met die Here, want ek het besef, ek as mens is letterlik, fisies, emosioneel en geestelik te swak om ewen deur daai seisoen te gekom het. Nevermind om te geleer het om te balans weet te hê, my gesig wat so sleg gelyk het, baie ander faktore wat 'n rol gespeel het. En dit was my draaipunt in my lewe gewees, om te besef, maar ek is eintlik nietig en ek het die Here nodig. En dit is waar my intieme verhouding met hom begin het. En vandag, dis hoekom ek sê, sal ek dit definitief weer deurgaan, want dit glo ek en vertrou ek het my gebring op die plek en die persoon wie en wat ek vandag is. Ek is nie dieselfde persoon as wat ek was 6 jaar terug nie. Ek was nie baie vriendelik nie, ek was nie 'n aangename mens gewees nie. Hoekom was jy kwaai? Of was jy Dit is net... 'n baie mooier woord wat meisies mekaar sê, is daai B-woord. Okay. Ek was een van hulle gewees. O, so jy was een van hulle. Ja. So jy's eintlik in soveel woorde net teruggebring aarde toe. Ja, dis Sê, hy. nou, bang, Dis hy. kom net terug na die normale Ek glo mens en toe. vertrou ek is definitief gevat van vlieg af na kruip. So. Ja. Sorry ek lag. Nee, maar dit is ja, maar dit is snaaks hoe die lewe 'n mens vat. Jy's eendag as jy daar en letterlik sekondes, minute is jy Ja. daar. Okay, maar dankie vir jou storieetjie. Dis 'n plesier. Ek het jou nou genooi vandag om bietjie met ons matrikulante te gesels. Wat amper moontlik dalk nou nie so erg soos jy nie, maar ook in 'n donker tyd ingaan met die eindeksamen wat oor 'n week of 2 weke begin. Is daar ietsie wat jy dalk kan deel met ons matrikulante oor die algemeen? Dit was nogal 'n goeie vraag. Dit was een van die vrae gewees wat jy nogals vir my aangestuur het. Juist. En ek sit met my man daar en ek vra vir hom die vraag: "As wat sou jy vir jou eie matriek self gesê? As jy nou matriek was, wat sou jy nou vir jou matriek self gesê het as hy nou voor jou gestaan het?" En hy gee toe sy antwoord en ek luister so en ek besef toe maar, yes, dis eintlik dis so waar. Ons het almal hierdie beeld gehad in matriek. Is soos oor 5 jaar gaan ek hier wees en ek gaan dit bereik en ek gaan dat doen en jy weet. Presies, ja. Maar wat ek wel kan sê, en ek dink is die belangrikste ding, is droom en droom groot. As ek vir my matriek self moet sê, en vandag moet advies gee en raad gee, is droom en droom groot en streef jou drome na, met alles in jou. Moenie ophou nie. Maak nie saak wat se teenkanting, hoe jou seile verander in die lewe, wat se rigting die lewe jou partykeer invat nie. Hou vas aan daai drome en leef jou passie en jou purpose uit. En streef dit na. Dis regtig belangrik is. Mense hoor so baie van die ouers wil hê die matrikulante moet in hierdie rigting gaan, of my seun moet in hierdie rigting ingaan, of my dogter moet in hierdie rigting ingaan. En dan sê ek net soos, maar wat wil jou dogter hê? Wat wil jou seun hê? Wat is hulle passie? Wat is hulle liefde? Wat is hulle drome? En ek dink as ouers dit kan besef en daai positiewe inspraak in hulle kinders se lewe te kan hê en saam te kan bou en te kan kweek
in hulle kinders se lewe om daai positiwiteit aan te hou inspreek en sê my kind droom, my kind streef jou drome na, vind jou purpose, vind jou calling, daai liefde, daai brandende gevoel binne in jou. En moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Die lewe is taai daar buite, 100%. Die lewe is nie 'n fairy tale nie. Kyk, ek het gedink jy's hier begin dit nou. Hierdie gaan nou leaks wees. En dit is nie. Maar wat ek wel kan sê is hanteer vandag, want jy kan vandag doen wat jy net vandag kan doen. Jy kan nie die toekoms beheer nie. Jy kan nie môre beheer nie, jy kan nie volgende week beheer nie. Maar beheer nou en fokus op nou en maak die beste van nou. Ja, kort en kragtig, wel dan Boef. As daar nou 'n matrikulant is wat nou vandag nou luister en hy is totaal en al toegegooi met werk of toegegooi met hy weet nie wat hy kan doen nie. Waar sal jy begin om vir hom te sê, "Okay, let's do this." As ek daai vraag kan Dis vra. nog 'n goeie ding. Soos ons het 'n mentor en sy het nog ons nou reg vir ons gesê, ek dink is in werk en in huwelik en in besigheid en in konfliksituasies dieselfde. Sy sê sien nie situasies soos 'n vuilkamer. Okay? Die kamer is vuil. Jy is de mekaar en goed lê oral. Ja, maar dit lyk elke dag so. Okay. Nee, dis dan nou nie vuil nie, maar ek weet imagine. Ja, imagine ja. En sy sê jy gaan nie alles op een slag kan uitsorteer nie. So wat gaan jy doen? Jy gaan begin by die belangrikste. Okay? Jy gaan die belangrikste faktor optel en skoonmaak. En jy gaan dit uitsorteer. En dan gaan jy na die volgende komponent toe. En so begin jy stelselmatig jou kamer stukkie vir stukkie, deel vir deel uitsorteer. En is dieselfde. Kyk wat is die belangrikste in jou deurmekaar ongeorganiseerde, stresvolle situasie. Wat is die belangrikste wat nou aandag nodig het? Sorteer dit uit, kry dit afgehandel en dan vat jy die volgende punt en die volgende punt en die volgende punt. En so werk jy deur. Ons kan nie alles op alles in alles gelyktydig kan uitsorteer nie. So daar is 'n lig in die tonnel. Definitief. Dis net byt Dit vas. lyk dalk nou donker, Ja. maar jou kamer is de mekaar. So sit dalk miskien die lig aan. Gaan by dit, Ja, nê? ja. En dan werk ons van daar af. Ja. Jou weer 'n bietjie terug te gaan na jou storieetjie toe. So 'n bietjie rondval en so. Wat het jou familielede gesê toe dit nou gebeur het? Ek dink my pa was nie meer in skok geweest toe ek hom die aand gebel het van my verjaarsdag en van gesê het Dit op jou verjaarsdag Ja. ook gebeur. Hoorie so dad, dit is die situasie. Ek is dood eerlik met jou, my pa het vir my begin lag, hy dog ek joke. Ek is soos daddy nee, dis nie een van daai grappies nie. Hierdie is nogals redelik ernstig. Jesus, en ek kon nie paniek in my pa se stem hoor, soos hy het nie geweet wat om te sê nie. Al wat hy vir my gesê het is ek is op pad. Dit is al wat hy kon uitkry. En my ma en my stiefpa het daar ingestap gekom. My ma, ek dink hier's tot met vandag toe het sy 'n woord gesê nie. Sy het my net so gekyk, die trane het gerol en sy het my net vasgehou. En my stiefpa het my gevat, hy het gekyk na my hande en my nakkels, hy sê my kind, jy het goed gedoen. Dis wat my stiefpa vir my gesê het. So ek weet eerlikwaar nie. Ek dink dit het almal aangeraak en dit almal weer laat besef dat mense so geneig om stories te hoor van jy's maar dit met daai boere gebeur of daai mense was aangeval of dit tot wanneer dit naby jou gebeur dan jy wind is uit jou seile uitgeslaan. Ek dink die mense weet altyd lekker hoe om dit te hanteer nie en wat om te doen nie en hoe reageer nie en ja. Nou my volgende vraag is soos wat jy nou sê, mense dink altyd ja, as mense in daai situasie sal ek dit doen, ek sal dit doen. Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy nou, want jy het geslaap, jy het wakker geword en hulle was op jou wat dink 'n mens eers? Kyk, ek moet eerlikwaar vir jou sê ek's 'n feisty mens. So die Here het my feisty gemaak, deur en deur, maak nie 'n fout nie. Ek's vinnig op my voete en ek sal vir jou vinnig op jou plek sit, so ek het 'n sterk persoonlikheid. Ek het net daar op daai oomblik gedink, jy's my lewe. Dis my lewe wat hiervan afhang. En maak nie saak wat gaan gebeur nie. Ek gaan nie sonder 'n vaai doodgaan nie. As ek moet doodgaan, dan is dit nou die tyd, maar ek gaan nie veg vir my lewe nie. En ek dink ons het ook redelik baie vigilant groot geword. Ek meen ons het op die plaas groot geword. My pa was in die army gewees, hy was toe in die komando gewees. So het baie vigilant groot geword, sportief, aktief. So mense was wel altyd beraad en
al van jou agterkop altyd gehad van, "Dis wat as dit." Ja, wat nou?" as Jy dit weet? gebeur, ja. Dis nie heeltemal die Jackie Chan vibes nie, maar dit was naby aan dit gewees, my weergawe, verstaan jy? Ek het gevoel so Jackie Chan op daai oomblik. Okay. Dalk nie so gelyk nie, maar ja. Maar ek dink dit is net om altyd paraat te wees, jouself voor te berei vir, okay, hoor hierso, wat as dit nou gebeur? Wat gaan gebeur? Wat gaan jy doen? En jouself net in daai oomblik te besef, maar dis of hulle of my lewe. En ek like nogal my lewe. So. Okay, maar hoe lank het die hele besigheid aangehou? Dit het gevoel soos 2 jaar. Dit het regtig gevoel soos 2 jaar. 'n Onophoudelike tyd wat dit aangegaan het en aangegaan het. Maar ek dink as ons in retrospek nou regtig waar moet bring, die tydduur was 5, dalk 10, miskien 15 minute in totaliteit gewees. Yes. Maar toe is jy getimmer, Ja. hulle is getimmer, Ja. bloed, hare, Ek het klere. definitief slegter afgekom. Ja, Ek maar het dit def- is 16 Ek het in. definitief 'n paar houe ingekry. So ja. Okay, maar hulle toe nog weggehardloop. Ja, so toe ek die paniekknoppie toe nou druk, toe is die nou in die wind. En mooi rivier kom aangery en hy sê soos mevrou, ons moet net vir jou in die huis kry en net jou uitsorteer daar. Daar's baie bloed in alles wat daar te kere gaan en ek is net soos ek wil nou Jy wil moord moord pleeg pleeg, op hierdie ja. stadium. Ja, so En jy het dadelik nie besef hoe jy nee, lyk glad nie. nie. Ek dink die adrenalien het aangehou pomp tot en met toe ek eers in Groenkloof in die hospitaal opgeneem is op daai oomblik. So Toe jy nou nog die Ja. kant toe ook. ja. Nou wanneer het hulle toe nou geopereer of So ek was met die kliniek toe gewees en toe het ek het hulle nou die stapels ingesit en hulle die steke alles ingesit en so aan. En so het die dokters toe nou ingekom en toe hulle nou al die plate en die scans en dit gedoen het, sê hulle vir my pa, hoor hierso, hulle gaan nie eers probeer aan my gesig raak nie. Hulle gaan nie eers probeer met die rekonstruksie nie. So hulle sal adviseer ons gaan Groenkloof Hospitaal toe. Hulle het reeds met die spesialiste daar gepraat. So toe sê my pa kan eers reg, ek vat nou my kind deur. So toe laai my pa my agter in die kar, hy ry met my deur en ek dink is die eerste keer dat hulle toe vir my pynmedikasie ingesit het of morfine ingesit het of wat ook al, dat ek net vir die roete soontoe toe nou reg is. My tannie hulle bly in Pretoria, my oom is 'n dokter in Pretoria, hulle skarrel om 'n bed en alles reg te kry met die dokters. As ek reg kan onthou was ek 'n aand in ICU gewees en dat die swelling kan sak en alles kan sak en die dag daarna het hulle my nou uitgeneem of uitgevat na normale saal toe, het hulle weer scans gedoen. Ek dink is 2 dae. Toe kan hulle toe nou eers opereer en die rekonstruksie doen en so aan. maar het jy sleg gelyk? Het jy gekyk in die spieël hoe jy lyk? Ja, ek kon glad nie deur hierdie sien nie. Dit was soos toegeswel gewees, stikkend. Hierso was merke gewees. So daar was baie behandeling na die tyd wat ek aan my gesig gedoen het Om weer baie beter te lyk. normaal, Ja. amper normaal te lyk, ja. Hoorie, maar het hulle enige wapens gebruik of is dit net vuiste? Of kan jy nie? So nee, daar was Bobby 2 of 3 van hulle het Bobbejaanspanners gehad. Daar was eene wat in die deur gestaan het met 'n pistool, een het 'n mes gehad as ek reg kan onthou en dan meneer Daaddoor het die langs my gestaan. So dis wat ek kan onthou. Ja. En jy het gehoor hulle sê okay, ons is hier om maar dood te maak. Ja. Wat hulle toe nou onder mekaar in Tswana mekaar vertel het daarso. En toe jy dit nou hoor, toe besef jy okay, dis Ja, ek dis het besef, ja, dit is- ek of ja. dis nou maar so. Dis nou of nooit. En toe moet jy nou nog die hondjies beskerm, jy moet jouself beskerm, jy moet al daai dinge doen. Ja. En alles in dit gevoel soos 2 jaar maar 15 minute. Ja, ek dink dit was 'n maksimum van 15 minute. 15 minute. What the hell. Hoor ek het so 'n paar vragies wat ek vir jou wil vra. 100%. Ek het vir jou gestuur ook. So ek gaan dit net gou oopmaak hierso dan dit is net gou 'n bietjie gesels daar met Nonna. Met Nonna, aka Nana. Nana. Kom ons praat bietjie oor ja, wat inspireer jou die meeste om met jong mense te gesels en te werk? Sjoe, daai is 'n goeie vraag. Okay, jy sê versekering, dit is nou maar ou mense. Maar het jy al met jong kinders gesels? Ja. Okay, maar wat ja. Ek dink as jy jonk is jy's so onseker oor die toekoms. En jy's so naïef oor wat gaan gebeur en hoe lyk dinge en wat lê my lewe vir my voorin. En ek dink dit inspireer my om net regtig waar vir jong dames, jong seuns
te kan sê, moenie bekommerd wees oor die toekoms nie. Wees net jouself. Hê drome, droom groot, maar leef ook jouself die beste uit, dat jy nie net positiewe impak ontvang nie, maar ook positiewe impak in ander mense se lewens kan wees. My oupa het altyd 'n gesegde gehad en hy het gesê, hy wil nie net 'n lewe nalaat nie, maar hy wil 'n legacy nalaat. Ja, awesome. En dit is die ding wat ek wil hê, is ons elkeen moet nastreef is om 'n legacy na te laat. Is om te sê, wanneer mense eendag jou ontmoet, of wanneer mense jou ontmoet het en in jou lewe is, om te sê, jy's maar hierdie ou, of hierdie persoon, of hierdie vrou, of hierdie man, het hierdie impak in my lewe. En soveel te meer groei ons ook daardeur, om ons beste self te wees. Nie net vir onsself nie, maar vir die mense om ons. En ek dink is, wanneer ek kan sien, is waar jong dames begin het, skooldames, en waar hulle gegaan het om te gaan swat het, en waar hulle by trou kom, is om die fases in hulle lewe saam met hulle deur te gaan, om te besef, maar yes, jy het gegroei. Jy het regtig in hierdie amazing persoon verander, dat ek dink nie enige persoon meer op trots kan wees nie. Ja. Hoor jy, laat dit so gemaklik klink en so lekker klink en so aan. Ja, maar hoe belangrik dink jy is dit vir jong mense wat reeds 'n matriek is, al te dink in die verre toekoms aan? Ek dink is belangrik. Ek dink is goed om 'n doelwit te hê. Ek dink is goed om vir jou doelwitte te stel en drome te hê oor, kom, hoe lyk my toekoms? Wat gaan ek bereik? Wat is dit wat ek graag wil doen eendag in my lewe? Jy het daar gevra ook van, hoe sien hulle sukses? Ja. En ek dink, dis waaraan sukses aangehak kan word, is, sukses is 'n groot woord, maar ek dink hy kan afgebreek word in klomp verskillende komponente. Want sukses is nie net, hoe streef jy in jou besigheid nie, hoe lyk jou finansiële aspekte nie. Sukses is, hoe lyk my vriendeverhoudings? Sukses is, hoe lyk my community? Sukses is, hoe gesond is my verhoudings wat ek het met my vriende, met my ouers, met my vriendinne. Sukses is wat se invloed en impak het ek in ander mense se lewens wat positief is. So ja, dit is belangrik. Dit is regtig belangrik om 'n uitkyk te hê oor die toekoms, want dit gee vir jou iets om na te streef. 'n Droom is net 'n droom sonder enige aksies. Wow. So, ja. Ja, sê. Ek baie matrikulante voel onseker oor wat hulle na skool wil doen en wat gaan gebeur. Wat sê jy vir 'n jong mens wat bang is? Dis 100% oké. Dis 100% oké. Dit help nie, dit help nie jy stres daaroor nie. Dit help nie jy is vreesagtig oor, wat gaan ek nou na matriek doen nie? Ek sê eerlik met jou, ek het 3 of 4 vriendinne. Hulle het nie geweet wat hulle na matriek gaan doen het nie. Hulle het oorsee gegaan, hulle het gaan au pair, hulle het teruggekom, die een is in aptekers in, die ander een is in 'n veeartsnykunde in, die ander een is in onderwys in, en vandag lewe hulle passie en hulle purpose 100% uit. En hulle is nie een oomblik spyt, hulle het dit gaan doen nie. Hulle het nie een oomblik spyt, hulle het daai gap jaar gevat, soos ons dit sal noem, om net te gaan seker maak, hoor, maar wat is dit wat ek regtig graag wil gaan doen nie. Dit help nie, jy druk jouself in iets in, en jy is onseker oor dit nie. Dit is weer eens, kom terug na daai purpose, dus wat jou purpose, wat is daai vuur binne in jou, wat brand, wat is daai liefde binne in jou, wat jy jouself kan sien oor 5 jaar, 15 en 25 jaar doen. En as jy nog nie daai ding het en as jy nog onseker is, dis 100%. So dis nog oké. Dis nog oké. dis oké om bang te wees en jy het nou nog nie daai rigting. Ek dink om eerlikwaar vir te sê, ek dink ons almal was bang na matriek gewees. Alhoewel ons wel kon gaan swat het en ons het in 'n rigting ingegaan wat ons gedink het gaan werk, was ons almal maar nog steeds bang gewees. Ja. Ek dink is normaal. Ek dink regtig nie dis abnormaal om bang te wees. Yes. Dis 'n nuwe lewe, dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe wêreld daar buite, iets wat jy heeltemal nie ken nie, iets wat heeltemal onbekend is. So ek dink as iemand my in die diepsee gaan gooi wat onbekend is en ek het nie 'n flenter waar ek is nie, ek gaan ook redelik bang wees. En dan moet jy maar swem. Dan moet jy maar swem. So. Okay, maar hoe kan matrikulante hulle selfvertroue bou in hierdie onsekere tyd? Ek dink
dink selfvertroue is 'n ding waarmee elke liewe persoon van ons sukkel. En ek dink selfvertroue kom nie net by jouself nie, maar dit kom ook van jou mentors, jou ouers, jou vriende af. Selfvertroue is belangrik om, ek sien dit altyd waar ouers investeer in hulle kinders. Waar ouers hulle kinders opbou, waar ouers hulle kinders bystaan, waar ouers hulle kinders motiveer ten spyte van terugslag. Versterk dit 'n mens se selfvertroue. Om te weet, jy weet, ek word nie bepaal deur dit wat ek doen of wat van my verwag word nie. Ek word bepaal deur wie en wat ek is. En dit is belangrik, want as jy jou selfvertroue gaan plaas in hoofkaptein van rugby of onderhoofmeisie of leerlingraad, dit gaan weggeneem word van jou. Jy gaan volgende jaar in 'n groter wêreld ingaan. En selfvertroue is belangrik deur positiewe inspraak van mentors, van ouers, van vriende af, om te sê, weet jy wat, jy's 'n freaking awesome persoon. Jy's 'n great mens. Ek sien groot dinge vir jou. Dit kweek 'n mens se selfvertroue. En om dit aan te hou doen en werklikwaar te glo wat mense van jou sê. Ja, maar dit is die woord. Sien en glo is twee verskillende dinge. As jy in jouself glo, dan kan 'n ding uitwerk. Maar as jy nie in jouself glo nie, ekskuus, dan gaan die ding nie werk nie. So dit is belangrik dat mense kan positiewe inspraak in jou lewe hê, maar jy moet daai keuse maak om te sê, weet jy wat, ek vat dit en ek glo dit, want dit is die waarheid. Ja. Kyk maar, watter rol speel 'n positiewe ingesteldheid in 'n mens se sukses na skool? Dit speel regtig 'n groot rol. Dit doen. Ek kan nie vir jou sê, daar was 'n lang tyd was daar terug 'n video gewees oor 'n vrou wat 2 plante gehad het. Die een plant het sy elke dag positiewe woord oor gespreek en gesê, jy's 'n gorgeous dingetjie. Jy kyk hoe mooi groei jy. Kyk hoe pragtig is jy. En die ander plant het sy 'n negatiewe uitspraak gehad, soos van kyk hoe pateties is jy. Kyk hoe vrot lyk jy. Kyk hoe swak is jy. En hulle het letterlik 'n tydperk van, ek dink is 'n maand of 2 wat hulle die groei van die plante gaan grafiek het om te sien hoe groei die plant, hoe lyk die plant. En na 2 maande was die plant van negatiewe uitspraak soos hierdie klein verpiepte, verlepte plantjie gewees en die positiewe uitspraakplant was regtig waar hierdie blooming plant gewees. En dis dieselfde konsep van positiewe uitspraak en positiewe insette in mense lewe is letterlik wanneer jy positiewe inspraak in daai persoon in 'n matrikulant seun of dogter se lewe het, help jy hulle groei om te floreer eendag in dit wat hulle geroep is om te doen. So positief wakker word, positief deur die dag gaan, positief wees, dan is dit 'n lekker dag. Kyk, nie elke dag is gevrywaar van negatiewe Daar sê, ja. Nie elke dag gaan 'n great dag wees nie. Maar elke dag kan die beste dag wees wat jy daarvan maak. Jy gaan uitdagings kry. Daar sê, ja. Jy gaan situasies kry wat opduik wat onsmaaklik is. Maar wat maak jy van elke situasie? Sien jy dit as 'n leerpatroon? Sien jy dit as 'n stepping stone? Of sien jy jy's vir hierdie kry my nou onder. Hierdie is nou dis nou dit. So dis jou keuse om te sê, okay, wat gaan ek van vandag maak? Dis wel 'n slegte dag, maar dis nie 'n slegte lewe nie. Slegte dag, slegte lewe. Ja. Wow. Okay, jy het nou jou persoonlike ervaring gedeel. Ja, maar vertel ons gou nog. Okay, ja, kom ek vra die vraag. Kan jy dalk 'n persoonlike ervaring deel waar jy self moes deurdruk ondanks jou uitdagings? My aanval. Ja. Dit was een groot ene gewees, maar daagliks. Ons het daagliks uitdagings. Ons het daagliks ek in 'n besigheidswêreld. Daar's daagliks oomblikke wat ek voel, yes, hierdie is besig om my te timmer. Hierdie is regtig besig om my onder te kry. En nou moet ek 'n keuse van, gaan ek dit toelaat om my onder te kry of gaan ek sê, okay, right, weet jy wat? Dit is dalk 'n slegte situasie, maar hoe kan ek dit beter maak? Wat kan ek hiervan af uit leer om beter toe te pas vir in die toekoms of toekomstige situasies. So daar's daaglikse uitdagings. Dit hang net af hoe groot of hoe klein, maar daagliks het ons goed wat partykeer met ons lewe gebeur, jy weet self, wat ons kan onderkry. Maar dis ons keuse of ons gaan toelaat of dit ons onder gaan kry of nie. Maar nou wil ek gou 'n bietjie teruggaan. Ons het so 'n bietjie van die lig af gepraat
die aanval het jou lewe verander. Is jy spyt oor wat jy gedoen het op skool? Want jy het gesê jy was 'n B gewees, so ek neem aan jy was een van hierdie plastics poppies. Ek was Soos nie 'n wat my- plastiek poppie gewees nie, maar ek was wel 'n Sosiale vlinder. gewees, O, ja. okay. Ek is dood eerlik, ek wil so graag na matriek, waar ek so graag culinary school toe gegaan het in Switserland. Yes, dit was soos my freaking droom gewees om soos 'n chef te kan word. Soos Wow, raar. ja. Maar ek het nooit dit soos, hoe kan ek sê, prominent met my ouers gedeel nie. Dit was soos 'n droom en Net 'n 'n droom, ja, passie. ja. En ek het gevoel, yes, maar dis dalk bietjie onmoontlik, want ek meen dit is dollars, dis rande, dit gaan pretty penny kos. Ek het uitgevind hoeveel gaan dit kos. Daai tyd was dit was 'n paar amper rand. trippel as wat pikke se geld was. So. En ek is nogals redelik spyt ek het nie dit persoon nie. Ek's dood eerlik met jou. Is soos regtig dit te gedoen het en voluit te gegaan het. En deurgedruk het en net gegaan het. En geleenthede dalk miskien geskep het of gekry het of gesien het wat ons andersins kon doen is om dit dalk miskien moontlik te stel. So ja, ek moet nogals een ding sê, as dit wat oor spyt is van al die ander dinge, is dit nogals 'n groot ding wat ek oor spyt is wat ek nie regtig nagestreef het nie. Wow, okay. Hoe kan jong mense prakties begin om hulle drome en doelwitte te begin beplan? Sjoe. So dit is 'n goeie vraag, maar ek dink vir elke persoon is dit 'n verskillende antwoord. Yes. Want ons is verskillende mense. Waar ek is 'n lazy mens. Lazy mense. Okay, ek doen dit. Ja. Maak my vuilkamer skoon. Yes. En jy weet ons begin by die stappies. Yes. Dan tik ek dit af. Dis gedoen. So letterlik, Ja, soos letterlik, ja. okay, ek moet gaan seep koop. Ja, dit Dan. 100%. My man sê altyd vir my, jy en my vrou, jy bring altyd jou notaboekie saam. As ek sê nee, ek moet kyk wat op my notaboekie staan, want dit moet gemerk word. Hy moet gemaak word. So Right. ek dink dit is goed en ander mense is weer boksie mense. Yes. Soos ag nee, môre se worries, moenie worry nie. Dit toekoms, wanneer ek daar kom, sal ek daaroor worry. Maar is dit verkeerd om so te wees? Ek dink nie so nie. Vir my gaan dit glad nie werk nie, maar ek dink dit is verkeerd. Ja. Soos my man is 'n nippertjie man. Soos ek pak 3 dae voor die tyd. Kry gou aan ons goed uitgesorteer begin. My man uur voor die tyd. Weet jy my vrou moet gou dit en dit en dit en dit doen. Dan sê ek soos ja, Okay, ons doen dit gou. dis verskillende mense. Ja. Jy weet. Vang my so klein bietjie, maar ons is verskillende mense. So ek dink dit verskil van persoon tot persoon is beplan en beraam jou doelwitte soos wat vir jou werk. Nie soos wat dit vir Jan of vir Koos of vir San gaan werk nie. Yes. Want dit is nie dieselfde nie. Ek is 'n lazy mens om te sê, okay, right, ek gaan nou my swattings klaar maak, wat wil ek na swattings doen? Honeers kry. Okay, na honeers, wat wil ek dan gaan doen? Waar wil ek gaan werk? Wat wil ek gaan doen? Hoe gaan my gesin moet lyk? Hoe lyk dit? Wanneer wil ek trou? Jy weet, dit was my tipe mens gewees. Ander is soos nee, ek gaan net gaan. Go with the flow. Gaan maar En ek net. hanteer dit soos wat dit kom. Ja. En dis fyn. Dis 100% fyn. Ek dink ons plaas baie keer soveel pressure op onsself Op wat onsself, onnodig is. Ja. En veral as jy 'n student is. Ek meen, man, as ek net kan teruggaan, nie iewers hoërskool nie, net iewers terug na studentelewe toe. Dit was amazing toe my ouers my gesorg het. Amazing. Absoluut. As ek soos vandag sê, dan sê ek iets soos, hoekom het ek nie langer geswat nie? Jy Ja. weet? Net nog so 'n bietjie gekry van my ouers nie. Pa, ek het geld nodig vir 'n handboek. Ja. Die handboek bestaan nie. Nee, ons het al klaar 3 handboeke. Jo. Hoe kan iemand wat nie seker is oor wat hy na skool doen nie, tog vorentoe beweeg? Tree vir tree. Tree vir tree. Nie die lift nie. Glad Jy nie. vat die trappies en jy gaan. Dis letterlik tree vir tree. Ek sê altyd, jy kan vandag doen wat jy vandag kan doen. En dit maak jy die beste daarvan. So, as jy onseker is, hanteer dit letterlik tree vir tree. Gaan vind uit regtig en gaan doen selfrefleksie om te sê, "Dis maar ek is regtig onseker oor die toekoms. Ek weet nie wat ek na skool wil doen nie." Gaan doen selfrefleksie en gaan vind wat jou liefde, wat jou passie, wat dryf jou. Is dit kinders? Is dit finansies? Is dit ek weet nie, gesondheid? Versekering? Versekering, nooit gedink gaan versekering eindig nie, maar hier is ek nou.
Maar wat is jou dryfpunt en werk daarvan af en vat dit tree vir tree en stap vir stap. Hoor jy die tyd het ons amper gevang, ons het nog so 4 minute oor. Gaan soms so 'n random vraagie uit die heup uitskiep. Hoe kan jong mense gesonde balans hou tussen studies, sosiale lewe en dan geestelike welstand? So ons is almal in lyn. Geestelik, emosioneel en fisies is 'n lyn. So wanneer jy geestelik op 'n goeie plek is, kom die ander natuurlik. So ek sal sê is fokus regtig op jou geestelike welstand, kry community, kry goeie geestelike inspraak, want jou fisiese en emosioneel sal natuurlik dan in lyn kom en in balans kom. Dan hoef jy nie dit te skarrel nie. Ek het dit op 'n harde manier geleer. Ek het gestruikel met, maar hierdie goed werk net nie. My alignment wil net nie inline nie. Tot ek regtig besef het, maar as ek my geestelike welstand op 'n baie gesonde manier is, kom my emosioneel en my fisies natuurlik in lyn. Want dan weet ek wat is belangrik en wat maak sin en wat is 'n goeie ding om te hê in jou lewe. Sure. Okay maar nou, in 'n tyd waar sosiale media groot druk plaas, hoe bly mense gefokus op wat regtig saak maak? Ja. Want social media is ewel. So, picture is worth 1,000 words. Right. So, jy kan nie alles glo wat jy op sosiale media sê nie. Onthou, sosiale media en ek vat self, ek is Instagram, Facebook, ek het nie TikTok nie, maar TikTok video's wat ek al gesien het is, die mense adverteer hulle beste oomblikke in hulle lewe. Hulle adverteer hulle beste 5 minute of 10 minute van hulle dag. Hulle het net soveel uitdagings. Hulle het net soveel emosionele drainage. Hulle het net soveel kritiek. Hulle het net soveel selfvertroue probleme. Daar's baie goed wat ons nie sien nie. Waar ons is real people. Ek sê nie hulle is nie real nie. Maar dit is sosiale media. Sosiale media, het jy presies dit gesê, dit het letterlik soos 'n ewel beginne word, want dit skep hierdie illusie. Illusie, ja. Dit skep hierdie illusie van die lewe is perfek, die lewe moet op yachts wees, die lewe moet op 'n eiland wees, jy moet elke tweede naweek Maldives toe gaan, dan moet jy Zanzibar toe gaan, dan moet jy New York City toe gaan. Dis great as jy dit kan doen, fantasties. Ek wens ek kan dit doen. Dis waarvoor ek werk, verstaan jy? Yes. Maar dit is nie die normaal nie. Dit is nie die normaal nie. Yes. As jy dit kan doen en jy is geseënd om dit te kan doen, great, doen dit. Maar dis okay as jy dit ook nie kan doen nie. So Jy's nie 'n flop as jy dit nie kan doen nie. Fokus op wie jy is. Yes. En moenie jou vergelyk met wie jy sien op sosiale media nie. Ja. As ek myself in my beste oomblikke van my dag moet gaan adverteer op sosiale media, gaan mense dink, hierdie is 'n freaking sonstraal mens. Hierdie persoon is net liefde, hierdie persoon is net glimlag, hierdie persoon is net all smiles. My man gaan nie saam met jou stem nie, okay? Want my man sien my die meeste van dit af. Hy gaan nie saam met jou stem op dit nie. Want dit is nie volhoubaar nie. Maar as jy kwaai mens? My man sê vir my, ek is nie 'n kwaai mens nie, ek is 'n moeilike mens. Want ek het sekere reëls en beginsels en waardes en hy moet by daai goed gestiek word. En as jy nie by daai goed stiek nie, dan raak ek 'n moeilike mens. Maar mans is ons daar om reëls te breek in huis. Ja. Sean vaar dit. Kry daai tel tot 10 en dis dit. Okay, laaste vraagie. Wat sal jy vir daai donker matrikulante nou kan sê voor die eksamen? Wat 'n boodskapie kan jy oordra vir hulle? Droom en moenie ophou droom nie. Droom en droom groot en streef na jou drome. Streef met alles in jou 100% na jou drome. Maak nie saak wat se setbacks jy gaan kry nie, maak nie saak wat se teleurstellings jy gaan kry nie. As jy 'n droom het, pursue daai droom 180%. Want drome is daar vir 'n rede. Dis om bereik te word. Yes, awesome. Hoor jy die tyd het ons nou gevang. Baie dankie vir jou tyd en vir jou storie wat jy kom deel het. Dit is awesome om te dink waar jy deur gegaan het en waar jy vandag is Ja. en waar jy smaal. Ja.
Soos ek dink is, ja, wow, dit is net, want ek het ook 'n groot les geleer vandag. As jy positief is uit 'n negatiewe uit, en dit is net awesome, well done. Ag, dankie. En ja, dit is goed gedoen. As dit mense dit so kan sê. Ek waardeer. As mens so, jy het goed uitgedraai toe Ja. eventually Dis na die definitief nie ek alleen gewees nie, Yes. maar ja. Ja, dankie. ja. Maar hoorie, as iemand jou wil boek vir 'n motiveringspreker, is jy beskikbaar. Ja. Sal jy, waar kan jy jou in die hande kry? Wel op Instagram of Facebook. Ek dink ek sal my nommer vir jou stuur, dan kan jy Jy kan dit hardop sê as jy wil. ja, jy kan my nommer skakel. Ek weet nie, ja, op Instagram of Facebook. Ek dink my nommer is op Facebook. So hulle kan my net 'n WhatsAppie stuur en met my gesels. Want ek beloof vir jou, jy gaan 'n paar oproepe kry. Jy gaan 'n paar WhatsApps kry na aanleiding van vandag, want daar's baie seer daar buite. Daar's genuine, daar's mense wat vandag nodig gehad het en die toekoms ook gaan nodig hê. Ja, great. As ek 'n positiewe inspraak in iemand anders se lewens kan maak en hulle kan help om 'n positiewe impak in ander mense se lewens te maak, dan help ek graag. Nee, awesome, maar baie dankie. Dankie. Ja, dit was Nonna Nana Kutse, motiveringsspreker hier van Potchefstroom, wat bietjie vandag haar storie vertel het en so ook met ons matrikulante gepraat het. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.